3000 uitvoerende kunstenaars, 56 lande, 1 wêreldkampioenskap, sangers, dansers, modelle, akteurs, instrumentaliste en 'n verskeidenheid van kunste. Rian en Bian volg span Suid-Afrika en span Namibië na Los Angeles. Alles om die aandag te probeer kry van Hollywood industrie spesialiste. Hollywood, hier kom ek. Welkom by Hollywood, hier kom ek. Vir die volgende paar weke gaan ek en Bian saam met die spanne van Suid-Afrika en Namibië na Los Angeles reis om te sien hoe hulle deelneem aan die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Dit het baie beplanning en moeite geverg om deel van hierdie spanne te wees. En die deelnemers moes ook aan verskeie uitrondes deelneem om gekies te word om saam met span SA of span Namibië na Los Angeles te gaan. En hier aan die Rian was ook al verskeie kere in Los Angeles met hierdie kompetisie en ook van jare ook dan by die SA's. Waar was jy die meeste uit vir hierdie jaar? Ek moet sê, ek sien baie daarna uit om te sien hoe die gesigte van hierdie deelnemers gaan wees as ons in Los Angeles gaan aankom. Hollywood Walk of Fame, ons gaan Disneyland, ons gaan Universal Studios doen, maar die kompetisie self. Die spanne van Suid-Afrika en Namibië het ongelooflike talent. Soos jy gesê het, was ek self 'n beoordelaar hierdie jaar in die kompetisie gewees. En ek dink Suid-Afrika en Namibië gaan besonder goed doen by die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Ek was ook nooit verseker, Rian, so ek is net so opgewonde soos jy. Maar kom ons ontmoet eers van die spanlede wat hierdie jaar saam met ons op die reis gaan. Ek en Bian het so 'n bietjie navorsing gaan doen oor van die spanlede en ook gaan kyk na hulle bios en van hulle optredes. Die 11-jarige Stefan Besuidenhout is van Gauteng en neem deel aan drama en sang. Maar Stefan is alreeds 'n bekende gesig in Suid-Afrika want hy het al op groot verhoog opgetree, soos byvoorbeeld die laaste 2 jaar by Classics is groot. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Die 16-jarige Tiara Prakash is van KwaZulu-Natal en sy neem deel aan die drama, dans en modelafdeling. Die 15-jarige Gautengse sanger, Mariska Adrianse. Die 16-jarige sanger Jessica Strydom is van Swakopmund, Namibië en sy neem deel aan die sangafdeling. Die Namibiër Andri Breinart is 10 jaar oud, van Windhoek en neem deel aan dans en model. Lydia Du Plessis is van die Vrystaat. Sy is 15 jaar oud en gaan hierdie jaar dans. Die pianist Dylan Carey is 16 jaar oud en van Gauteng. Die sangeres en akteur Tyla Alexander is 16 jaar oud en van Gauteng. Die 14-jarige aktrise Caitlin Titan is van Gauteng. Die 16-jarige Anastasia Titan is van Gauteng en sy gaan deelneem aan die drama-afdeling. Uit Limpopo kom die Junior Grand Champion van Suid-Afrika, die 13-jarige Comfort Rivalo, en hy weet om 'n klavier te speel. Matthew Fay is 'n akteur in Murgenbeen en is net hier van Gauteng. Die model Mieke van der Westhuizen is 16 jaar oud en kom al die pad van die Weskaap af. Marian, genoeg van al die klets. Ek is so baie opgewonde. Kom ons kry ons goed reg om te vertrek. En al wat ek kan sê is Hollywood, hier kom ek. Maar nou moet ek eers my tasse gepak kry, want die spanne van Suid-Afrika en Namibië wag al saam met Rian by die lughawe. Maar ek sit met so 'n klein probleem. So ek is
baie op my senuwees. Ons is nou op pad na die ambassade toe. Ek het 'n klein verrassingkie vir almal wat alreeds op die lughawe sit. Ek het nog nie my visa nie. En soos almal weet kan ek nie sonder 'n visa oor see gaan nie. Ek het vanoggend gebel, toe was hy nog nie reg. Toe het hulle gesê ek moet na 2 weer draai kom maak. So hou duim vas as my visa reg is, dan gaan julle vir my in Amerika sien. As nie, dan weet ek nie. Dan sien julle my op Facebook waar ek gaan mou. Ons is op Oor Tambo lughawe en ons is reg om vlug VS602 te klim van Virgin Atlantic op pad na Heathrow in Londen. Daar gaan ons so 5 ure wag en dan gaan ons die vliegtuig klim op pad na Los Angeles waar ons dan die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste amptelik gaan begin. Jy kan die spanning voel van span Suid-Afrika en span Namibië en ons is reg om daardie wêreldbeker huis toe te bring. Is jy opgewonde om na Amerika toe te gaan? Baie! Wat gaan jy doen? Ek gaan acting doen en modeling en ek is baie opgewonde oor alles en ek kan nie wag nie. Jy is een van die ma's en ook een die spanbestuurder van span Namibië. Waarna sien jy die meeste uit? Laat almal net hulle beste doen en elke dag kan kyk wat hulle doen. What are you looking forward to the most in Los Angeles? Definitely the Hollywood Walk of Fame. That's the most anticipated right now. Yeah, definitely. I'm exactly the same. And Universal Studios, definitely. I'm looking forward to the friendships I'll make along the way, obviously, and just the experience and the opportunity in general. Obviously, I love performing, so I can't wait to get onto the stage and just do my best. And yeah, that's going to be the highlight for me is performing. I think I'm going to really enjoy the diversity and really mixing with other countries and seeing the kids what they have to give to us. I think we're going to have a wonderful experience. The kids all walking together in their South African teams and bonding and creating a lot of memories. And I do get an unbelievable thrill when I see my daughter on stage. I am extremely excited for my trip to Los Angeles. Okay, so daar's goeie nuus. Die goeie nuus is ek het my visa gekry, dankie tog, dat ons op pad lughawe toe. Maar, daar's 'n volgende challenge. Ons sit in verkeer vas. Okay, Team South Africa, you can start getting ready to go through the gate. Uiteindelik maak ek dit tog in tyd by die lughawe. Nou is dit om vinnig in te boek. Die kompetisie word gesien as die Olimpiese spele van die uitvoerende kunste waar opkomende kunstenaars die kans kry om hulle staal te wys op die verhoog en hopelik raak gesien te word om later groot naam te maak in Hollywood. Hier wen hulle verskeie pryse, onder andere $7,500 kontant en ook beurse om aan Amerikaanse universiteite te gaan studeer. Dr. Ellen Roux het in 1997 die lisensie bekom om die Suid-Afrikaanse kampioenskap vir uitvoerende kunste in Suid-Afrika aan te bied. Toe het ek Duitsland toe gegaan saam met Cindy Nel, ons vorige mejuffrou Suid-Afrika. Sy het deelgeneem aan Miss Intercontinental. En ek het Cindy geneem om haar hare en haar naels te laat doen. En terwyl sy besig was, het ek deur 'n tydskrif geblaai. Het ek op hierdie advertensie afgekom van die wêreldkampioenskappe waar hulle nasionale direkteure soek in verskillende lande. En ek gryp toe my foon, impulsief, en ek skakel die man. Ek was nog nooit in Amerika nie, so ek het nie geweet op daai stadium was daar tydsverskil nie. En hy tel hierdie man die foon op en ek sê vir hom, "Sir, I am interested in the National Director's License for South Africa. Could you please assist me?" Hy sê, "Ma'am, do you know what time it is in America?" Ek sê toe vir hom, "Sir, I don't give a damn, I want this license." Do you have anything to declare? Oh, declare. Only my talent. Excuse me? Only my talent. You know, Christopher Wilde said it. You know, the playwright, yes? Yes? Oh, so you're some kind of actor? Yes.
Yes, I am. I actually came to the US of A, sunny Los Angeles, to perform the World Championships of Performing Arts. Hanro Janse van Rensburg was die eerste Suid-Afrikaner wat in 2011 gekroon was as die Senior Grand Champion Performer of the World, wat die hoogste toekenning by die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste is. Hy het daarna vir 7 jaar in Amerika gaan studeer en gewerk in die uitvoerende kunste. As ek nou met die vervaardigers en met die direkteurs praat wat die Suid-Afrikaanse kampioenskappe reël, is ek baie bly om te hoor dat daar nou baie geleenthede is, selfs in Suid-Afrika. Daar kom baie agents en baie agente wat na die kinders kon kyk, of die groot mense selfs kon kyk en om vir hulle geleenthede te bied. Toe ek deelgeneem het terug, was dit nog nie so intens dat jy 'n geleentheid kon optel by die ESA's nie, maar dit was wel 'n geleentheid. 2011 Senior Grand Champion Performer of the World is from South Africa, Hanno Janse van Rensburg. Dis heeltemal anders as jy groot word in laerskool en hoërskool en jy doen uitstetfit of jy doen kunstwedstryde. Wat 'n goeie ding is, want jy dit gee die selfvertroue en dit gee die nodige ondervinding, maar dis nie noodwendig 'n oog op hoe die bedryf sal lyk nie. Waar ESA's vir jou bietjie meer wys hoe dit is en hoe daai bedryf is of hoe daai lewe is. So dit was 'n groot geleentheid op daai tyd gewees. Waar as jy LA toe gegaan het, was nou weer 'n groot geleentheid om dalk bietjie gesien te word deur 'n agent of deur 'n vervaardiger of dalk opgetel word deur 'n modelagentskap. So ek dink dit bied vir mense baie sulke tipe geleenthede. Vir my persoonlik het dit 'n beurs beteken. Ek was New York toe met 'n beurs. So dis wat ek dink my grootste ding wat uit die wêreldkampioenskap gekom het, dalk bietjie baie selfvertroue wat mens kry. As mens, dis die ding, as mens kunstwedstryde doen en daai tipe van dinge, is dit maar, jy weet, in 'n skoolsaal en jy tree op vir die beoordelaar, maar hierdie ander tipe, die Suid-Afrikaanse kampioenskappe en die wêreldkampioenskappe is meer 'n geleentheid vir jou om uit te brei en dit gee daai selfvertroue net om bietjie die guts te hê om uit te gaan en jou ding te gaan doen. Dania de Villiers is alreeds 'n bekende gesig op Suid-Afrikaanse televisie en het ook al groot deurbraak gekry toe sy deelgeneem het aan die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Ek was nou in die filmbedryf vir omtrent 3 jaar nou. Ek het begin met 'n internasionale film, Me and the White Lion, en toe van toe af het ek Afrikaanse films gedoen soos Nillis Niks nie, Vaselientjie, ook 'n internasionale film, Dating Game Killer, en ek is nou currently by Binnelanders, maar my journey het alles begin by die World Champs. Toe ek begin het aan ESA's deelneem, ek dink ek was so 9, ek het 2 keer deelgeneem en die tweede keer het ons deurgegaan na die World Champs toe. In ESA's het ons gesien, jy weet, hoe showcase hulle alles van ons talent en dit was 'n hoë standaard, jy weet, dis iets anders as jou gewone local teater in ons klein dorpie in Jeffreys. Maar toe ons World Champs toe gegaan het, ek meen, 'n hele wêreld het vir my oopgegaan, vir my en my sussie. Jy weet, van Jeffreys, daar's nie baie geleenthede daar vir in die filmbedryf nie. En van toe af het die gogga my gebyt. Zandrey, ook bekend as Zanzi Africa, het in 2005 deelgeneem aan die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste en is deesdae 'n bekende gesig in die vermaaklikheidskringe van Suid-Afrika. So toe ek 17 was, toe het ek deelgeneem in die wêreldkampioenskappe. My ouers het saam met my so toe gegaan. So as jy nou daar kom, dan besef jy daar's 57 lande wat deelneem. Vir die mense wat nog nie oor see was, is dit nog wel 'n skok om te besef hoe baie verskillende lande daar is, want baie mense se visie is maar klein as dit kom by Suid-Afrika. Maar as jy daar is en jy sien al die lande, jy ontmoet mense van Jamaica en obviously Amerika en in Spanje en wherever ook al, daar's soveel verskillende plekke en mense wat jy ontmoet en die mense is heeltyd besig om te sing en is groepetjies en almal is net besig om 'n kultuur uit te leef. Ek het ook tyd gevat om bietjie te sit en ander mense se shows ook te kyk en die talent daar buite is absoluut fantasties. Maar moenie Suid-Afrika afskeep nie. Ons land is so goed in wat ons doen. Ek dink ons soveel mense wat nie eers raak gesien word eintlik as jy soontoe gaan en jy besef hoekom is hierdie kind nog nie bekend nie of hoekom is hierdie vrou nog nie bekend nie. Of dit nou is in dans of acting of sing,
Ons land het soveel talent en dit is my amazing actually dat mense dit kan nou begin raak sien. Mense staan bietjie terug en jy is altyd soos as ek maar net in Amerika kan bekend wees, maar nie nodig nie want ons land is so talentvol. So Rian, ons is nou hier by Ouer Tambo op pad na Heathrow toe. Sien jy, het jy al talent hierso gesien wat jy dink gaan uitskiet in Los Angeles? Ek moet sê ek sien baie uit daarna en dis nou al my 5de keer wat ek na die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste toe gaan en ek sien uit om te sien hoe ons gaan vorder in die kompetisie, maar ek sien ook uit om te sien wat die kinders se gesigte gaan wees as hulle by die Walk of Fame gaan wees of in Beverly Hills gaan aankom, op die Universal Studios gaan wees en om te sien ook hoe ons met die ander lande gaan deelneem in die kompetisie. So ek was self 'n deelnemer in die kompetisie. Dit was nie van die maklikste dinge in die wêreld wat ek gedoen het nie, maar die ondervinding wat ek daar uitgekry het is ongelooflik. Maar dis jou eerste keer oor see. My heel eerste keer oor see in Hollywood, Los Angeles. Ek het dit amper nie gemaak nie. Dit was so naby. Vertel my gou 'n bietjie iets anders. So jy ken elkeen van hierdie kinders, jy ken elkeen van hulle se talente. Hoe opwindend is dit om te sien om saam met hulle die pad te stap en daai kant te sien hoe hulle gaan vorder? Al wat ek kan sê is dat Suid-Afrika moet hierdie span dophou. Ons hoef regtig nie terug te staan vir enige land nie. Ek het dit laas jaar gesien en veral in Namibië ook. Daar's ongelooflike groot talent. So ons hou styf duim vas vir span Namibië en vir span Suid-Afrika. Die beste van die beste, hè? Vir die wêreldkampioenskappe van uitvoerende kunste. Dis opwindend. En ons kan net ontspan en net dit geniet. Ja, kom, vat jou tas en ons gaan. Hier gaan ons. Met die totsiens sê skop die werklikheid in. Sommige emosies loop hoog en ander kan nie wag om net te vertrek nie. En so is my hardloop nog nie verby vir die dag nie. Dit is 2 lang vlugte wat voorlê en daarom het ek en Rian so bietjie gemakliker gaan aantrek. Just one final announcement. I'd like you to heartily join me in wishing them best of luck to the South African team now as they head on to the World Championship in Los Angeles. So enjoy your break. All the best. Some really good medals. Enjoy yourself. I didn't really know to expect that it was going to be so long. Heathrow was very cool actually. We stopped in London only for a brief moment, but still did the English thing and had tea. Die vlug is obviously lekker want jy's so energiek want ons gaan nou Hollywood toe en dis amazing daar. Maar op 'n stadium laag dit nogal lank. So jy weet nie meer wat om met jouself aan te vang nie. Die movies raak uit. Ek was bietjie siek geweest, ek was bietjie naar en alles. So dit was nie vir my baie lekker nie. Maar toe ons afklim, toe was dit vir my okay want ons is nou in LA. Hey. So we're at Heathrow from South Africa after like a really long flight. Yeah, and we're so excited. I got no sleep. I don't know about you guys. No, yeah, none. I slept. Oh, yeah, we're super excited to go and perform and compete. So yeah, it's super exciting. Team South Africa. Am I right? Ek gaan LA toe om modeling te gaan doen. Dit gaan 'n groot ervaring wees. Ons in Namibië ken nie die groot plekke, die groot stede nie. En almal hou hulself besig op die een of ander manier. Sommige vaar die winkels in, ander doen rekke en strekke, terwyl ek en Rian voorberei om die spanlede beter te leer ken.
The movies were amazing, and it's unbelievable to think that we're in the place where movies are shot in Hollywood. I enjoyed my flight very well. You know, that was the best flight I've ever, that is the best travel that I've ever had. And I was enjoying with all the things that were in the flight and with my friends and just watching the movies and relaxing and sometimes catching a nap in the flight. Dit was my eerste keer wat ek gevlieg het, so dit was so 'n bietjie senuweetergend. Dit was baie goeie diens ook gewees en baie skoon. Die tweede vlug is langer as die eerste een en ons probeer ons bes om 'n uiltjie te knip. Sommige kyk films en ander wel hikkel. Nee, die vlug was baie lekker geweest, die eerste vlug, maar die tweede vlug was 'n bietjie moeilik geweest. Dit het 'n bietjie lank geword. Die diens was ook wel baie goed. Dit was lekker geweest want ons het nuwe vriende gemaak en maar op 'n tyd het ons baie verveeld geword en nie regtig geweet wat om te doen nie. En ek het omtrent al die movies gekyk want ons het 2 10-ure vlugte gehad en ons het omtrent niks gehad om te doen nie. The trip here was totally enjoyable, tiring at sometimes and getting used to the time zones and all of that. It was just a whole new experience for me because traveling for like 24 hours with connecting flights from London to LA was long. Die vlug is baie lank, dit is baie ver en dit is ja baie vervelig. Uiteindelik land ons in Los Angeles na om en by 30 uur se reis. Om by die Amerikaanse douane deur te gaan is 'n maklike proses, maar die wag vir ons bagasie vat langer as wat ons gehoop het. Die spanne van Suid-Afrika en Namibië bestaan uit amper 200 lede en om almal op 3 busse te kry na die hotel, veg omtrent organisasie. Ons gaan nou almal na die Western Long Beach Hotel toe en dan begin ons trip. At the Western Hotel lobby. I'm sorry for the late reply. I'm just connected to Wi-Fi, but I'm here safe and sound. I'm absolutely loving it. It's the time of my life. And yeah, just taking it all in. I've really met amazing people and my mom and I are so excited. So yeah. We're busy doing just welcoming all of you to Long Beach for the World Championships. And as you check in, we just see if you've any specific needs that we can help you with. Vir die een bus, ek weet nie waar is hulle nie. Maar die meeste is hierso. Nou is almal reg om Los Angeles te verken en voor te berei vir die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Hollywood, ons is hier. En volgende week op Hollywood hier kom ek. Ons gaan soek sterre op die Hollywood Walk of Fame. Gaan doen inkopies in Rodeo Drive. En besoek Disneyland. Okay, laat die hospitaal bel. En 'n hospitaal besoek.